Heidi het besluit om 'n paar dae by Clara in Frankfurt te bly, omdat sy haar jammer kry. Sy dink dat Clara baie eensaam is, al is daar so baie bediendes om haar. Jy's dis die klein Adelaide van die berge. Jy hoef nie bang te wees nie. My naam is Heidi. Hoe dan so? Haar naam is Adelaide. Dis sommer van pure moedswilligheid dat sy anders wil. Geen kind se naam is Heidi nie. Dis buitendien ook nie jou plig om juffrou Clara se stoel te stoot nie. Daar voordat ons bediendes in die huis. Hulle moet werk vir hulle geld. Maar dit is vir my lekker om dit te doen. Geen teepratery. Verskoon haar, meneer kandidaat, u het 'n moeilike taak voor u. Is hy hoegenaamd geen maniere nie. Sy dink sy en die bediendes is maats. En weet u, sy het nog nie een enkele letter leer lees nie. Heidi mag wel nie kan lees nie, juffrou, maar sy weet baie meer van ander dinge as ek. Haar naam is Adelaide, onthou dit nou. Gaan wag julle nou in die studeerkamer. Ek het nog iets met julle onderwyser te bespreek. Nou kan ons weer gesels. Hallo Sebastian. Neem die kinders na die studeerkamer toe en sluit asseblief die deur. Die kind maak my senuweeskoen gedaan. Wat gaan ek met haar aanvang? Sy sal gou leer. En sy het net 'n bietjie tyd en geduld nodig. Ek dink ek sal met die alfabet begin. Nee, dit sal juffrou Clara terugsit. Sy kan mos nie weer reg van voor af by die alfabet begin nie. Nee, sy moet aangaan met haar lesse waar die laas opgehou het. Dit is onmoontlik om twee lesse tegelyk te gee. U moet. As jy 'n bietjie moeite doen, dan kan u dit doen. Ag, ek ken u mos. Sy sal wel aan 'n oplossing dink. Hoekom steun en kreun jy so aan mekaar? Ek sit nie lekker op die stoel nie. Is dit te hard vir jou? Hy's gans te sag. Op watter soort stoel het jy dan in die berge gesit? Op houtstoele. Oupa het spesiaal vir my 'n stoeltjie gemaak en ek sit baie lekker op hom. Eso Heidi, dis vir jou. So waar! Josef, ek het 'n stoel. My eie stoel. Ek het 'n stoel. Ek het 'n stoel. Dis die mooiste stoeltjie in die hele wêreld. Heidi, wees versigtig, dis nie 'n reistoel nie. As jy omval, gaan ons twee weer raas kry. Mag 'n mens nou nie beweeg as jy leer nie? Nee, jy mag nie roer nie. Jy moet stil sit, na die onderwyser luister en sorg dat jy alles verstaan. Is dit? Ja, ek weet 'n mens word nogal moeg daarvoor as jy die hele tyd net so stil moet sit. Maar pas op as jy gaap. Wat? Mag ek nie gaap as ek moeg is nie? Nee, asseblief tog nie. Is dit nou hoe mens leer? Ek het regtig nie gedink dit sou so iets wees nie. Ek sal my mos dood verveel. Ek sal liewer nie leer nie. Wil jy dan nie leer lees nie? Josef gaap 20 keer op 'n dag en oupa raas nooit nie. En wie is hierdie Josef wat 20 maal op 'n dag gaap? Josef is my oupa se hond. As 'n mens hier gaap, dan laat Leo medisyne drink. Ek weet eintlik nie waarvoor 'n mens dit moet drink nie, maar dit is so sleg dat mens dadelik siek voel as jy dit gedrink het. Daarom
twee van ons sal alles goed afloop. In vandag se les sal ons voortgaan met die werk waar ons gister opgehou het. Verstaan? Ek dink dit sal vir jou 'n bietjie moeilik wees aan die begin. Maar as jy hard probeer, sal jy regkom. Ons is hier. Daar. O. Vra gerus as jy iets nie verstaan nie. Ander tale het nie die probleem met hoof- en kleinlettertjies soos die Duitse taal nie. In ander tale word alles behalwe eiename en woorde aan die begin van 'n sin met kleinlettertjies geskryf. Die eerste woord van 'n sin word altyd met 'n hoofletter geskryf. In die sin die koei kom huis toe, word die met 'n hoofletter Ons het geskryf. bokkoeie gehad. Tweedens, 'n woord na 'n dubbelpunt word met 'n hoofletter geskryf. 'n Voorbeeld, gebruiksaanwysing, dubbelpunt. Neem 1 tablet elke 2 uur. In hierdie geval word neem met 'n hoofletter geskryf. Derdens word alle selfstandige naamwoorde met 'n hoofletter geskryf. Byvoorbeeld hemel, aarde, familie, vreemdeling, hond, kat, hoender, kanarie, blomme, gras, bome, wind, son, berge, water, land, slaap, droog, geluk. Lente, winter, sneeu, hasies, bokke, moeder, vader, suster, broer, vriend, oupa. Is oupa dan hier? Ag nee. Ooh, Oupa, ons is hier bo, oupa. O nee, genade! Oh, die wat is vol ink! Benedus, kom gou, kom help maar gou! Oupa. Dit was alweer 'n droom. Hier's nie berge nie en ook nie bome nie. Ek is in Frankfurt. Hier's geen oupa en geen Pieter en geen bokke nie. Adelheid! Ek is nogal nuuskierig om te hoor watter verskoning jy nou weer gaan uitdink. Ek het gedink my oupa het my kom haal. En toe hoor ek die wind in die dennebome waai en ek sien die berge en die blomme. Bome? Hier in Frankfurt? Nou praat jy onsin, kind, hier is godnewoud naby nie. Kom nou in. Ons kan nie die skool spesiaal vir jou laat wag nie, juffroukie. Kyk dit wat jy aangevang het, Adelheid. Ek is baie jammer. As jy nie in die toekoms rustig op jou stoel bly sit nie, sal ek jou vaspind, hoor jy? Dis jou verdiende loon. Ek weet nie ook ooit hierdie vlek wat jy gemaak het gaan uitkry nie. Ag, ek is jammer, moet ek jou help? Hou jy jou hande tuis. Ek het nie lus om nog meer werk te kry nie. Ek dink juffrou Clara wag na 'n kamer vir jou. Sy het gesê ek moet jou sê. Hoekom? Jy het van die berge gedroom. Is dit dan nog nie vir jou lekker hier by ons in Frankfurt nie? Dit sal nie hier so lekker wees soos by die huis nie. Ek weet glad nie hoe dit daar lyk nie. Kan jy dit vir my beskryf? Ja, ek kan dit probeer beskryf, maar dan het ons baie tyd nodig. Daar's baie. Ons het tyd. Ja, maar sien nou net. Sy naam is Hansie. Ek het hom vir my verjaardag gekry. Maar kom sluit jy dan vir Hansie 'n koutjie op? Hoe nou? Voeltjies wil rondvlieg, dis hoekom hulle vlerke gekry het. As ek hom laat uitkom, sal hy wegvlieg. Ek het een keer 'n voeltjie gehad wat oral rondgevlieg het. Sy naam was Piep. Maar 'n mens moet 'n voeltjie en 'n koutjie aanhou. Ek het dit gedoen. Ek het Piep grootgemaak en hom toe losgelaat. Dit was seker baie O lekker. ja, dit was lekker, maar hy is nie my enigste vriend nie. Ek het 'n hele klomp ander vriende in die berge ook. Ja? Duisende en duisende. Maak gou daai laai oop, Heidi.
Hulle haal nie asem nie, maar ek is baie lief vir hulle. Hierdie een lyk soos jy. Dis 'n regte slaaphop, sy kan haar oë oop en toe maak. Hi. Sy lyk of sy lewe. Ek het nog ander mooi goeders. Maak hy kas oop. Is daar nog poppe? Is dit almal jou rokke? Ja, natuurlik. Het jy ook so baie rokke soos ek? Ek. Is dit al rok wat jy het? Daar's nog goed in die kas. Is al hierdie hoede joune? Ja, natuurlik. Sjoe. Oupa het vir my ook een gegee. Ek sal dit gou gaan haal. En hoe lyk dit vir jou? Ek het nog nooit so 'n hoed gesien nie. Alweer Adelheid. Jy mag nie hier kom sonder my uitdruklike toestemming nie. Dis nie haar skuld nie. Ek het gevra dat sy hiernatoe moet kom. Jy mag niemand hierheen nooi nie. En jy mag net na Clara se kamer kom as ek my toestemming daarvoor gegee het. Het jy my nou goed verstaan? Ja. Kom. Juffrou Clara moet smiddags rus. Jy kan dan enigiets doen waarvoor jy lus voel. En haal tog daai aaklige hoed van jou kop af. Nee. Veral wat ek weet, het die hoed nog tussen die bokke ook rondgelê. Verskriklike gedagte. Gee my hoed terug asseblief. Ek wil my hoed terug hê. Hoekom is jy so naar met my? My eie hoed, net myne alleen. Ek het 'n hoed gekry. My eie hoed, net myne. 'n hoed. Kom kyk hier, Piep. Kom kyk my hoed. Ek het my hoed gegee. Vang. Wil jy teruggaan na jou huisie in die berge? Ek wil net so graag. Kom uit. Jy kan maar gerus huis toe vlieg. Clara's nie meer alleen nie. Ek is nou hier. Kom, Piep. Daar sy. Om en 'n kring en om en 'n kring. Ek gaan die venster oopmaak en dan kan jy buite toe vlieg. Waarvoor wag jy nog? Die venster is oop. Kom, Piepman. Sê groete vir my, Piep, as jy hom dalk sien, hoor. O, daar kom hy. Meneer Ronnie, staan net so. Meneer Ronnie, moenie skrik nie my. Dis juffrou Clara. Pas aan, sy gaan jou vang. Vlieg buite toe. Die venster is oop. Vlieg. Nee, moenie hom vang nie. O, Griet, wat sit nou? Is seker wie Heidi. Nou, dat is het zo hard, dat ik nog dood geslaan. Juffrou Clara se hasie. Wat gaan nou aan? Zal je nou van mij afkomen, jou achterlijke kind? Ja, dit gaan terug, hasie.
kwaad doen nie. Piep kon oral rondvlieg, net waar hy wil. Ek was jammer vir Hansie, 'n voeltjie moenie in 'n koutjie wees. Ek is nou nie. siek en sat vir jou al ewige verskonings. Ek sluit jou toe tot jy verstand in jou kop kry. Basta met jou. As jy nie wil hoor nie, moet jy voel. Sjoe, is koud hier. Het is koud. Hi. Wag 'n bietjie. Dit is pragtig. Dis baie stil sonder haar. Tinet, gaan haal asseblief daai vreeslike kind uit die keller uit. Ja, goed, juffrou Rottenmeier. Jy kan nou uitkom. Juffrou Rottenmeier het gesê jy moet nou uitkom, Adelheid. Maak tog nou gou. Ag, jy's onmoontlik. Kom nou. Kom skree sy so. Juffrou Rottenmeier, kom gou. Daar was 'n skrikkelike kind. Hou nou op die dood op met jou onbetaamlike geskree. Maar Daar onder in die keller kan sy nie kwaad doen nie. Adelheid, wat maak jy met jou rok? sy Ha, Tinet! Dit lyk my jy het berou oor jou dade. Wat het jy daar? Is hulle nie oulik nie, juffrou Rottenmeier? Ja. Muise! Muise! Is dit regte muise? Moenie hulle laat val nie, ek spreek jou. Ag, hulle sal nie byt nie. Kyk hier, is hulle nie te pragtig nie? Sien jy nou? Jy's reg, hulle is eintlik oulik. Hulle is oulik, ja, maar jy moet hulle liewer weer terugneem. As hulle te lank wegbly, sal hulle ma dink hulle het iets oorgekom. Goed as jy so dink, Clara. Hoekom was hulle so ontsteld geweest? Nee, ek weet nie. Kyk net hoe vinnig kan hulle hardloop. Niemand sal hulle kan vang nie. Ja. Niemand sal hulle kan vang nie. Geen muise meer nie, vrou. Is jy seker? Net nou is daar nog een. Daar is nie meer 'n teken van 'n muis nie. Ek hoef nie bekommerd te wees nie. Bewaar jou siel, is dit nie so is nie, Sebastian? Hier is nie meer een muis hoor nie. Kom kyk maar self, juffrou. My senuwees. As ek nog so 'n dag soos hierdie moet beleef, sal ek moet bedank. Genade. Au, Dit sal nie help om te skree nie, Adelheid. Dis niks minder as jou verdiende loon. au, dis warm.
voeltjie teruggekom. Ja, kan jy dit glo, hy het teruggekom. Maar ek het altyd gedink hy sou, want hy's gelukkig hier. Wat het dan gebeur? Is jy nie terug na jou huisie in die berge nie? Hy voel baie veiliger in sy koutjies daar buite. Hier ken hy alles en daar buite is dit vreemd. Ek glo dit nie. Heidi, ons is nie almal soos jy nie. Die voeltjie ken glad nie eers jou berge nie. Hy is soos ek. Hy voel tuis hier in hierdie huis, want hy het nog nooit iets anders geken nie. Hy is tog. Hierdie voeltjie is gelukkig hier by my. Jy het jou in die berge grootgemaak en my net in die koutjie grootgeword. Maar jy weet net nie hoe gelukkig die voeltjies in die berge is waar hulle vry oor die velde kan rondvlieg nie. Hulle klap hulle vlerke en vlieg hoog in die lug, hoog tot by die hemel en vlieg en vlieg en vlieg en hoor en hoor en hoor en hoor en vlieg en vlieg. Het ek jou seer gemaak? Eet is gereed, julle twee. Hierdie keer moet ons regtig gou maak, anders kry ons weer raas. Goed, hier gaan ons hou vas. Weet jy wat, Clara, ek het nou net aan 'n plan gedink. Ek sal jou eendag berge toe vat en jou alles gaan wys, so waar. En as jy alles gesien het, sal jy miskien verstaan wat ek net nou met die voeltjie bedoel het. Jy sal vergeet. Nog nooit nie, ek beloof jou. Jy sal alles sien. Die blomme en die velde en die gras en die berge. Die berge is vreeslik mooi. Jy weet net nie hoe mooi nie. Net waar jy kyk is blomme en bokke, al klokke lui en die blomme ruik so lekker. Partykeer lê daar nog sneeu op die berge in die somer. Ek wens jy kan dit sien. Clara ken Heidi nog nie goed genoeg om te weet dat as Heidi iets na haar kop gekry het, sy dit nooit weer vergeet nie. As Heidi beloof het om vir Clara haar geliefde berge te gaan wys, sal sy haar belofte nakom en een of ander tyd sal sy vir Clara die berge gaan wys. Maar dis nog ver in die toekoms en daar wag nog baie avonture op Heidi in die groot stad Frankfurt. Een daarvan is toe sy die draaiorgelspeler vra om haar na 'n kerktoring te neem. Maar daarvan vertel ons julle volgende keer.